Radio Oeverberg streef na die uitsaai van oorspronklike materiaal en na die oop, billike, onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings en kommentaar van gaste en sprekers op Radio Oeverberg is dus hul eie en weerspieël nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van Radio Oeverberg nie. Ek is Renée Ken. Baie welkom by jou weeklikse geskiedenisprogram Uit ons tyd. Met jou aanbieder Johan van Lille Mulder. Dis tyd vir Uit ons tyd. En hy is Johan, jou geskiedenis guru van die Oeverberg, en met sy elegante stem bring hy die stories na jou oor die draadloos. Hy is Johan van Lille Mulder. Sy stories van die geskiedenis, se ikone, helde, legendes, dorpe, families en verhale lê hom na aan die hart. Met hart en siel is dit sy passie en doel om die lekkerte en waarheid te bring. Dis die stories van 'n Bredasdorp, Hendrik Stuurman, Dani, Teron, Gideon Seepers, Dani Bosman, Rahima Mose, Kimberly se ou myne, Johannesburg se Delwers, daai en vele meer. Hy is Johan, jou geskiedenisguru. Hy bring die stories na jou en is die man agter die stokke. Niks kan hom keer. Hy is die geskiedenisguru van die Oeverberg. Hy is Johan, jou geskiedenisguru. Hy bring die stories na jou en is die man agter die stokke. Niks kan hom keer. Hy is die geskiedenisguru van die Oeverberg. Hy is Johan, jou geskiedenisguru. Hy bring die stories na jou en hy is die man agter die stokke. Niks kan hom keer. Hy is die geskiedenisguru van die Oeverberg. Hy is Johan, jou geskiedenisguru. Hy bring die stories na jou en hy is jou man agter die stokke. Niks kan hom keer. Hy is die geskiedenisguru van die Oeverberg. Hy is Johan, jou geskiedenisguru. Hy bring die stories na jou en hy is jou man agter die stokke. Niks kan hom keer. Hy is die geskiedenisguru van die Oeverberg.
Adderleystraat is die hoofstraat van Kaapstad. Dit begin by die herwonne strandgebied by Roggebaai en eindig aan die voet van Gouvernementlaan. Dit het eers as Amsterdam Kanaal en daarna Herengracht bekend gestaan en langs 'n varswaterkanaal geloop wat lank gelede reeds toegegooi is. Die water wat van Tafelberg afkom, loop vandag onder die straat in 'n groot pyp af see toe. Adderleystraat het sy huidige naam in 1850 gekry ter ere van Charles Bower Adderley, 'n Britse parlementslid wat die Kaapse koloniste se geslaagde poging gesteun het om te verhoed dat die Kaap omskep word in 'n strafkolonie. Van die bekende bakens aan Adderleystraat is die Grote Kerk, die Kultuurhistoriese Museum, Standard Bank se eertydse hoofkantoor en die Goue Akker. Die voortsetting van Adderleystraat wat oor die herwonne strandgebied loop tot teen aan die hawe staan bekend as Herengracht. Daar is ook 'n Adderleystraat in Port Elizabeth en talle plattelandse dorpe, onder meer soos in Stanford, Robertson en Worcester. Dis kompetisietyd. Vul op met R600 of meer brandstof by Astron Energy langs Bredasdorp Freshstop. Tot einde Mei en staan 'n kans om een van 5 brandstof vir 'n jaar vouchers ter waarde van R36.000 elk te wen. Freshstop Bredasdorp. Vul op, fresh up. Sjoe, dis die mooiste vellies. Waar het jy dit gekoop? Op die Marula Mark. Dis Marula Media se aanlyn mark waar jy direk by plaaslike winkels kan koop. Regtig? Ja, hulle het elke maand meer produkte om van te kies. Ek koop skryfbehoeftes, eetgoed vir die kosblikkies, speelgoed vir die kinders, skoene, juwele, noem dit. Dit klink wonderlik. Hoe kom ek daarby uit? Dis sommer baie maklik.
Besoek marulamark.co.za en koop gerieflik enige tyd, enige plek. Namakwaland het tot en met die 1940s en met die 1940s tot kort voor die Tweede Wêreldoorlog steeds veldkornet afdelings gehad, wat reeds in die 1600s deur die VOC ingestel is ten opsigte van vyandige aanvalle van ander inheemse stamme. Tog het dit in daardie tyd die laaste dae ander doel gehad. Pella, Steenkop, Port Nolloth, Springbok, Kommagas, onder Kammiesberg, Hardeveld en die Kammiesberg was hierdie gebiede gewees. Die grense van Namakoland, die westelike grens was die Atlantiese Oseaan, die noordelike grens die Oranje rivier, die oostelike grens tussen Pella en Pofadder en suid was dit tussen Garries en Bitterfontein. Namakoland is 47.962 vierkante kilometer groot. As 'n vergelyking getref kan word, is dit 1/3 die grootte van Engeland en die helfte so groot as Nederland. Dan is daar die streke, die Sandveld. Dis 'n sandstrook ongeveer 40 km wyd wat al langs die kus voorkom. Die Hardeveld, 'n noord-suidstrook, 50 tot 60 km wye bergagtige gebied wat die Kammiesberge insluit met hier en daar 'n sanderige gedeelte. Voor Boesmanland of Klein Boesmanland, sandvlaktes oos van die Hardeveld, daar waar ek nou groot geword het. En daar is ook die bekende plekname wat uniek is. Alexander Bay, voorheen Homewood Harbour, voorheen ook Peacock Bay of Cape Voltas. Port Nolloth was voorheen Robbe Bay, Kleinsee, Groot Mis, Koyingnaas, Honneklip Bay was bekend as Wallekraal, Rooi Walle Bay of Rode Wal Bay. Dan die Groen Rivier, voorheen Groen Doring Rivier, die bekende Boevesdorp wat dan nou verskuif het na Kammieskroon. Garries was voorheen Genisdorp. Springbok was voorheen Springbokfontein. Kommagas, Steenkop, Aggeneys, Pella, Liliefontein, Vioolsdrif, waar dit lekker warm kan word. En ek vele kere was, is die Groot Namakoland en dit was destyds die onbekende gebied noord van die Oranje rivier, nou Namibië. Ek is Stef Kreer en jy luister Radio Overberg 101.8 FM.
Marisha Herman vir Marula Media hier. Radio Oeverberg, baie geluk met julle 15de bestaanjaar. Paardeberg was die toneel van die grootste en bloedigste enkele geveg van die Tweede Vryheidsoorlog en het geëindig in die oorgawe van Piet Cronje, 'n slag vir die boere se moraal. Toe die ruiterdivisie van generaal John French Cronje se stellings by Magersfontein omvleuel het die boere begin vlug na Bloemfontein. By Paardeberg het French hulle terugtog afgesny en die boere het hulle langs die Modderrivier ingegrawe. Op 18 Februarie het Lord Kitchener 'n aanval op die boerelaar gedoen. Maar nadat hulle swaar verliese gelei het, is die aanval gestaak. Die boeremagte is versterk toe Christian de Wet met 300 man opgedaag het en die koppie wat vandag as Kitchener's kop bekend staan, inneem om 'n moontlike ontsnappingsroete vir Cronje se manne te skep. Cronje het egter verskans gebly uit vrees dat die lewe van die vroue en die kinders onder die boere in gevaar gestel sou word. Toe Lord Roberts daar aankom en die bevel oorneem, was hy ontsteld oor die Britse verliese en het die boere begin bombardeer. Aanhoudend en aanhoudend. De Wet het teruggetrek toe die Britte Kitchener's kop aanval. Die enigste ontsnappingsroete was afgesny en Cronje moes hom op 27 Februarie 1900 oorgee. Die Britte het 258 man verloor. 1211 is gewond en 68 is gevang. Van die boere het 100 gesneuwel. 250 is gewond en 4069 is gevange geneem.
Sensenay en jy luister na Uit ons tyd saam met Johan van Lille Mulder op Radio Overberg 101.8 FM. Een van die oudste geboue op Bredasdorp is in Langstraat 23. Dit was die Langefontein Werf se plaashuis dan. Nou, deur die jare is daar nou hierdie gebou dan nou wat die mooiste behoue gebly het, sekerlik van meeste van die geboue wat oorspronklik op die plaas gestaan het. Die eiendom is geleë op die hoek van Furlaan en Langstraat. Hierdie gebou word op die transportakte van die plaas Langefontein as 'n gebou aangedui en is dus voor 1838 gebou. Dit behoort aan Christoffel Hieronymus Hofman, oorspronklike plaaseienaar, wat die eiendom dan gekoop het op 16 Mei 1838. Hy was 'n Duitse immigrant wat eintlik von Hofman was. Die von, soos hulle sê, het ergens op Bredasdorp weggeraak. Hy is dan oorlede in 1855 hier in die huis. Ek's 'n dapper meis, kyk hoe stap ek deur die huis en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang. Nee, daar's niks waarvoor ek skrik nie. En sê nou daar's 'n kat. 'n Kat? Ja, 'n kat, vet en grys wat altyd hunker na 'n muis. Nou ja, buiten vir 'n kat is daar niks waarvoor ek skrik nie. Ek's 'n dapper meis, kyk hoe stap ek deur die huis en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang. Nee, daar's niks waarvoor ek skrik nie. En sê nou daar's 'n valletjie. 'n valletjie? Ja, 'n ding wat val met 'n gruwelike knal. Nou ja, buiten 'n kat en 'n valletjie is daar niks waarvoor ek skrik nie. Ek's 'n dapper meis, kyk hoe stap ek deur die huis en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang, daar is niks wat my kan vang. Nee, daar's niks waarvoor ek skrik nie. En sê nou daar's 'n uil. 'n uil? Ja, 'n uil van wie muise altyd skuil. Nou ja, buiten 'n kat en 'n valletjie en 'n uil is daar niks waarvoor ek skrik nie. En wat van 'n lawaai? Soos 'n haan wat kraai. En 'n gebreek en 'n gekraak. En iets wat chip chip maak. En 'n gechingel en 'n getingel en 'n gepletter en 'n gekletter en 'n bos. En 'n kadoes. Waar's jy? Buiten 'n kat, vet en grys wat altyd hunker na 'n muis en 'n ding wat val met 'n gruwelike knal en 'n uil in die nag wat vir muisies sit te wag en 'n lelike lawaai soos 'n haan wat kraai en 'n gebreek en 'n gekraak en iets van chip chip maak en 'n gejingle en 'n geklinger en 'n gepletter en 'n glitter en 'n woms en 'n kadoems. Is daar niks waarvoor ek skrik nie. Jy jok. U is ingeskakel op Radio Overberg 101.8 FM. In 'n kaviaar vir 'n springbok van maandag 25 Mei om 14:15 is daar die storie van Willie Meyer, die Curriebeeker van 1974, die eerste Suid-Afrikaanse skoolspan Wynberg Boys High se springbokke en Nico Bosman. Musiek vir die program sluit in kunstenaars soos Dennis East, Royes, PJ Powers en Hotline as ook Adam Tas.
Meneer Kaviaar Johan van Nul Mulder bring vir u die stories, so skakel gerus in op die program. Kaviaar vir 'n springbok word op maandag om 14:15 uitgesaai, met herhalings in die week om middernag elke Vrydag aand, as ook 2 uur op 'n Sondagoggend. Fietsen arriveer in Oktober 1860 in Suid-Afrika, en spesifiek in Port Elizabeth, waar ook dan die eerste klub gestig word in 1881. Eers 12 jaar later, op 9 Desember 1893, is die Suid-Afrikaanse Amateur Fietsry-Unie gestig in Johannesburg, waar ook die eerste Suid-Afrikaanse kampioenskappe erin sou plaasvind. Veral 'n naam soos Lawrence Myntjes het uitgestaan en was oral in die voorste gestoeltes. Hy was natuurlik ook dan lid van Wanderers se sportklub. Myntjes het ook in 1893 in Europa en Amerika groot wedrenne gewen, waar hy as wêreldkampioen gekroon is. Die eerste Suid-Afrikaner in werklikheid wat 'n springbok op sy klere gedraai het, as hy nie geweet het nie. Een van die mees bekendste wedrenne was die Wacht 1 Beachy. Teen 1897 was daar reeds 40 fietsryklubs reg oor Suid-Afrika en was die beste renbaan die een in die Parel. In dieselfde jaar het die Kaapse maatskappy Donald Menzies die eerste springbok fietsse gebou met die naam Springbok, en was dit die eerste keer aan die naam Springbok dan gekoppel in 'n sport. Port Elizabeth se eerste fietsry kampioen was Charles Hallock, en dan ook die eerste sportman in Suid-Afrika wat as individu gekroon is in enige sport. Op 22 Oktober 1881 het hy aan 'n 52 km deelgeneem, toe 56 ryers vanaf Park Drive na Witteklip gery het. In April 1885 besluit Hallock en Frank Girdlestone om 'n tog van 1400 km aan te pak na Kaapstad. Hulle is onmiddellik as besetenis beskou, van looitjie getik, hoe jy dit ook al wil sien. Hou fietsse se bande was soliede rubber, vervaardig deur Timberlake & Co in Engeland.
Ek is Monique Hansen van Radio Atlantis en u luister na Radio Overberg 101.8 FM. Sedert 1986 is Centurion Systems die toonaangewer op die gebied van toegangsautomasering in Suid-Afrika en wêreldwyd. Ons produkte stel die standaard vir sekuriteit, werksverrigting, gerief en betroubaarheid vir huise, besighede en meer. Van smart hack motors tot moderne garage en ingangsoplossings maak ons die lewe makliker met tegnologie wat werk. Kies die leier, kies Centurion. Besoek Centurion Systems Kaapstad vandag en beleef toegangsbeheer soos nooit tevore nie by www.centsys.co.za. Woensdae en Vrydae is jou luidtyd hier op Radio Overberg. Jy kan dans, jy kan braai, jy kan sommer net lekker kuier en ingeskakel bly vir die mooi musiek wat ons so speel in kleinsadig geluid. Skakel elke Woensdag in van 7:00 tot 9:00 en elke Vrydag van 6:00 tot 8:00 in kleinsadig geluidtyd hier op Radio Overberg 101.8 FM. Radio Overberg, jou stasie vir jou soort musiek. Goeiemôre al die luisteraars en die boeremusiekliefhebbers van Radio Overberg. Dit is Hannes van Ogrenberg van die Oudtydse Klanke Boereorkes. Ek wil net namens myself en die orkes sê baie geluk met julle 15de verjaarsdag. Dit is 'n groot mylpaal en ons glo en vertrou daar gaan nog baie jare vorentoe wees. En baie dankie ook vir oom Piet Makwas wat tyd insit en tyd spandeer om vir ons 'n lekker boeremusiekprogram aan te bied en om die boeremusiek te bevorder. Baie dankie en ons glo en vertrou daar gaan nog baie jare vorentoe wees. Groete, Hannes van Ogrenberg. Bredasdorp se eerste magistrate was ingestel vanaf 1855. Die dorp het toe bestaan vanaf 1838 en die eerste hiervan was J.H. Hofmeyer. Hy het tot 1860 was hy die landdros op die dorp. Heel eerste landdros. Hy is toe opgevolg deur W.H. Oret tot 1870. Vanaf 1870 tot 1880, dit was so 'n tydperke van 10 jaar wat hulle dit moes bedien, die streek nou, was C.W. Andrews. Toe vanaf 1880 tot 1890 was dit H.R. Hoorn, 1900 tot 1902, kort na die Tweede Vryheidsoorlog, was dit een van Suid-Afrika se eerste beroemde digters, W.C. Scully. Vanaf 1902 tot 1941 is die informasie heeltemal verlore weens 'n brand by die munisipale gebou. Vanaf 1902 tot 1941 is alles dan nou vernietig. 1940 tot 1950 was die magistraat J.H. Meyer. Beplan jy om te bou, op te knap of het jy finaal besluit om daardie projek aan te pak? Dan is HPM Bouhandelaars jou betroubare materiaalverskaffer. Van klein projekte tot groot konstruksie. Sement, bakstene, hout, verf en gereedskap. 'n Showroom met baddens, teels, krane en dekor. Ons het alles wat jy benodig. Ons bied ook blinding installasie, buig van staal, ontwerp en vervaardiging van dakkappe. Gratis kwotasies. Dit alles met kundige advies en betroubare aflewering. Kom kuier by ons in Sinneraria Straat, Struisbaai. Of skakel sommer nou 028 435 6331. HPM Bouhandelaars. Ons bou saam. Let me sail you to the depth of your soul. Let me anchor as near as I can be to your shore. I'm coming in to dry land. I've been a long time at sea, and the season of loving has long awaited me. Tides and waves have kept me going. I'm longing
for the calm, I'm heading for the pastures. I can see on your dry land, let the sea that once did take me bring me back safe to your door. For I long to touch the dry land of your shore. So much more. Clear back to land, I'm rowing. Clear the decks, let me touch your soul. Maybe I'll bring you back a gift of love, and I'll promise you so much more. Let me sail to the depth of your soul. Let me anchor as near as I can be to your shore. I'm coming in to dry land. I've been a long time at sea, and the season of loving has long awaited me. Tides and waves have kept me going. I'm longing for the calm, I'm heading for the pastures. I can see on your dry land, let the sea that once did take me bring me back safe to your door. For I long to touch the dry land of your shore. Clear back to land, I'm rowing. Clear the decks, let me touch your soul. I'll bring you back a gift of love, and I'll promise you so much more. Clear back to land, I'm rowing. Clear the decks, let me touch. Christian Ludolf Neethling, ook genoem Christian Ludolf Neethling, N-E-T-H-E-L-I-N-G, gebore 21 Desember 1717 in Brandenburg. Hy trou 23 Mei 1762 in die Kaap met Maria Magdalena Storm. Sy was die dogter van Hendrik Pieter Storm van Leeuwarden, die bevelvoerder van die Nederlandse troepe aan die Kaap. Met haar geboorte het Christian Ludolf Neethling besluit om te wag tot sy groot is en dan met haar te trou. Toe hy in die Kaap gekom het, was sy dus nog nie gebore nie. Mensig. Dit het dan ook 16 jaar later gebeur. 'n spelde kussing met haar troudatum in spelde geskryf is van haar trourok gemaak en is in die Nasionale Kultuurhistoriese Openlugmuseum in Pretoria. Hul kinders was dan Ludolf, Christina, Jacoba, Christian, Henoch, wat ook 'n fiskaal geword het in 1820, Laurentius, Magdalena, Frederik en Maria. Christian, hul pa, het in Stellenbosch vir hom 'n huis gebou in Drosdystraat. Dit sou later die kwartiere word van slawe en is vandag die Stellenbosch Museum. Christian sterf 27 Maart 1790. Hy is saam met heelwat van sy kinders begrawe in 'n grafkelder nommer 13 in die kerkhof by die kerk op die Herengracht. Maria Magdalena Storm trou die tweede keer in 1790 met Nicolaas van S. Sy is in 1804 oorlede. Hulle was dan die stamouers van die Neethlings in Suid-Afrika. Ek is Hester Swart en jy luister na Uit ons tyd saam met Johan van Lille Mulder op Radio Overberg 101.8 FM.
Moenie jou rygenot prysgee as gevolg van duur brandstof nie. Met Suzuki kry jy styl, betroubaarheid en indrukwekkende brandstofverbruik, sodat jy meer kan ry en minder betaal. By Fusion Suzuki in Swellendam, 128 Voortrekstraat, kry jy nuwe en gebruikte Suzuki voertuie. En ons koop gebruikte motors. Ons diensafdeling bied dienste, parte, bykomstighede en aircon-dienste op alle voertuie. Besoek fusionsuzuki.co.za of skakel nou 028 514 1113. Fusion Suzuki Swellendam. Keep your money in your bank, not in your tank. Nathaniel Isaacs, gebore in 1808, was 'n Engelse avonturier wat 'n groot rol gespeel het in die geskiedenis van Natal. Sy vroue lewe was in Canterbury, Engeland, en deel van 'n Joodse gesin. Na sy pa se afsterwe in 1822 sluit hy hom aan by sy oom Saul Solomon op St. Helena Eiland. Sy neef ook Saul was 'n gesiene politikus aan die Kaap. En in Junie 1825 vertrek hy op die Mary na Kaapstad. Met sy aankoms het die Mary weer vertrek na die ooskus van Natal, waar Francis Farewell en sy geselskap reeds 18 maande was. Die doel was om hulle te gaan soek en terug te bring Kaap toe, omdat nou niks van hulle gehoor is nie. Hulle verlaat die Kaap op 25 Augustus 1825 en arriveer by Port Natal op 1 Oktober, toe hulle skipie dan 'n sandbank tref. Hulle was nou gestrand. Farewell se kamp was op die strandgebied, maar hy was op 'n jagtog die binneland in, en met sy terugkeer word hulle uitgenooi na Dingaan se kraal en sy broer Shaka. In Shaka se kraal woon die geselskap en Isaacs, ook een van Shaka se hoofmanne, net soos Farewell en Henry Finn, dan kuier hulle lekker daar by Shaka. Gou het hulle die taal aangeleer en was baie gemaklik met hul tradisies. Hy kry grond en ja, vele vroue. Saam het Farewell, Finn en Isaacs dan Port Natal gestig, wat later Durban sou word. In 1828 maak Shaka vir Isaacs die hoofinduna van Natal en kry hy nou amper meer grond as Dingaan. Maar Isaacs word verplig om Natal te verlaat nadat Shaka dan vermoor word en Dingaan sweer hy gaan alle wit mense uitwis. In 1844 gee hy ook sy grond op en vestig hom in Sierra Leone. Hy word egter betrek by 'n saak van slawehandel en vlug na Liverpool in Engeland. Isaacs is op 26 Junie 1872 in Liverpool oorlede. Ek is Hester Swart en jy moet ingeskakel bly vir die laaste gedeelte van hierdie program met jou aanbieder, Johan van Lille Mulder. Ek verlang na die Siltsieryk. Ek verlang, oh ja, na die koue suid, die suidooste wind en die wisse wallige reën. Ek weet ek's nie die enigste een. Mama vat my huis toe, mama roep my thuis toe. Sing vir my, akuma, 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 en sing daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Mama, ja my kind, oh mama, kan jy my hoor?
is in die kortste rokkie. Mama vat my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, kom mama, kom mama, kom mama, kom mama toe. Mama vat my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, kom mama, kom mama, kom mama, kom mama toe. En sing daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Mama vat my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, kom mama, kom mama, kom mama, kom mama toe. Mama vat my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my, kom mama, kom mama, kom mama, kom mama toe. En sing daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Daar kom die Alabama, hy kom oor die see. Ai, wat 'n voorreg om hierdie boodskap op te neem vir Radio Oeverberg. Baie geluk in Oktober maand verjaar julle en is 15 jaar lank wat julle uitsaai. Ek het lekker geluister, julle is 'n lekker luister radiostasie, wye spektrum programme, fantastiese aanbieders en natuurlik ook op die internet waar ons hier in Johannesburg na julle kan luister. 101.8 Radio Oeverberg, julle is konings en ek is absoluut geëerd om ook my musiek op julle stasie te hoor en ek is Martin Lyn en ek wens vir julle net voorspoed en alle suksesse vir die toekoms. Elke dag herinner 'n knoop my aan daardie wonderlike oomblik toe ek ja vir Jesus gesê het en hy my aan hom vasgebind het. Toe jy besluit het om vir Jesus te volg, is dit soos 'n knoop wat vasgemaak word. Jy het jou plek gevind en jy is vasgebind aan 'n wonderlike liefde. Maar dit stop nie daar nie. Saam met Christus ontvang jy ook 'n nuwe familie, die liggaam van Christus, waar jy vry kan aanbid, leer, om ander te dien en saam die werk van God te kan doen. God kyk nie na ons roem nie, ons rykdom of ons sukses nie. Hy kyk na ons harte. Hy het elkeen van ons 'n spesifieke taak gegee, op 'n spesifieke plek, met spesifieke mense, alles tot sy eer. Wanneer daar verdeeldheid is, word die liggaam siek en kan dit nie sy doel vervul nie, naamlik 'n gebroke wêreld aan Jesus Christus vas te bind. Onthou, daar was 'n tyd toe jy nog nie vasgebind was nie, maar nou, in Christus, as jy deel van die liggaam, gebind aan hom en aan mekaar. Ek huil oor jou as die son in die nag gaan lê. Ek huil oor jou as ek dink aan wat jy sê. Ek is Angel de Lange en jy luister na die beste radio in die Oeverberg. Radio Oeverberg 101.8 FM. Ek huil as ek dink dat ek jou vanaand. Dis wat
asseblief ophou lawaai? Jy mors met my middagslaapie. Hoe kan jy so kalm wees, Alice? Ek word lewendig opgeëet. Dis omdat ek silwer skoon is, liefie. My mense koop vlooi en bosluisprodukte by Pet Food Express teen afslag. Afslag en my vlooie kry verniet verblyf. My kos is ook van Pet Food Express. Waar? Ag, sê tog gou, voor nog een my byt. Olsynsweg 46, Bredasdorp 082 220 3247. My vlooie! Dis kuiertyd en vir elke lekker oomblik is daar Tops at Spar. Van yskoue biere en borrelende vonkelwyn tot jou gunsteling wyne en hardehout. Ons hou die fees aan die gang. Groot keuse, bytpryse en altyd iets om oor te glimlag. Tops at Spar, waar elke dag 'n rede is om te vier. Geen verkope aan persone onder 18, drink verantwoordelik. Christopher Forrest Reek, gebore in Python, Skotland in 1861, was 'n bekende figuur veral uit die Breë Riviervallei tydens die vorige eeu. Sy familie het homself in Barberton kom vestig waar sy pa in die myne werk. Reek het 'n dinamietdeskundige geword waar sy ouers wou hê dat hy 'n speurder word. In Barberton het hy dan dinamiet geplant vir die verskeie myne en baie geld gemaak hieruit. Hy sou ook in ander dele van die land soos Port Elizabeth en in die Vrystaat sy kennis benut. Reek se eerste vrou Petronella, wat uit Amsterdam afkomstig was, het hom so effens verneek. En in 1893 is hulle geskei en hy weer getroud met 'n meisie so 12 jaar jonger, genaamd Lillian Isobel Elizabeth Moon van Robertson. Reek en sy eerste vrou het 2 seuns gehad. Sy was toe 19 jaar oud. Haar eerste baba, Mabel, is in 1895 gebore en 3 maande later oorlede. Die tweede dogter, Gladys, is 9 maande na haar geboorte in Lindley oorlede. Die derde dogter, Mary Myrtle, is in Bonnieville gebore in 1903, wat toe nog as Noordale bekend was. Rondom hul huis was daar oral landerye en die meeste inwoners het bo op die heuwel gewoon, omdat die dorpsgebied beskou is as boerdery-erwe. Tragies in 1911 doen sy breinvliesontsteking op en vra dat haar pa vir haar 'n kerkie bou as sy sou sterf. Sy is begrawe in die begrafplaas agter die kerkie. Hier is ook haar ma, haar oupa en ouma en 'n fopgraf van haar pa opgerig. Lillian is in 1949 oorlede. Haar pa sou egter sy belofte nakom en die kerk bou met klip en sand vanuit die heuwelboek aan die dorp waar ons huis dan nou vandag staan. Die kerk is eers in 1921 geopen en die eerste Anglikaanse diens in 1924 gehou. Die kerk se vloer is uitgelê in marmer wat uit Italië ingevoer is en die vensters uit Italië. Die dak was gemaak uit klip en sand wat uit die Breë Rivier aangery is. Die hoofdeur van die kerk is ingevoer uit Tanzanië, wat deel was van 'n tronk wat meer as 300 jaar oud was. Van die ander deure se hout was afkomstig vanuit die Knysna woude. In die ingang van die kerk is 'n beeld van Myrtle met 7 rose, wat elkeen van haar jare uitbeeld. Dis die enigste kerk in die wêreld wat deur so 'n omstandigheid opgerig is.